Kom ons lees vanaand saam weer uit Hebreërs 11. Ons gaan die eerste 3 verse lees en dan vanaf vers 8 tot 16. Hebreërs 11. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Dan vanaf vers 8. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tent het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Want hulle het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het, en waarvan God self die ontwerper en die bouer is. Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig. En hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terug verlang het na daardie land waar hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan. Maar hulle het na 'n beter vaderland. Dit is die hemelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Ons gaan eintlik, broeders en susters, by hierdie hele gedeelte met u stil staan onder die tema geloof sien. Geloof sien. Ek weet nie, broeders en susters, of dit ook met u die geval is nie. Maar weet u, geloof, ons kan sê hierdie wonderlike gawe wat ons van die Here ontvang het, dit verstom my meer en meer. Nie in die eerste plek oor wat dit in my lewe doen nie, maar oor wat ek sien, wat dit doen in mense se lewens. Dit is so 'n geweldige bron van krag in gelowiges se lewe. Geloof vermag soveel. Geloof gee visie in hierdie lewe met al sy hartseer en swaar kry. En dan praat 'n mens nie eers van die blydskap en die vrede wat geloof in jou lewe bring nie. Weet jy, daarom kan dit nie anders as dat geloof 'n goddelike geskenk is nie. Dit kan nie anders nie. 'n goddelike geskenk, 'n gawe aan jou en my. Maar nou is dit so, broeders en susters, dat geloof ook 'n gawe is wat geoefen moet word. Ons kan ook sê
Dis 'n gawe wat jy jou lewe lank aan moet werk. Jy moet dit al hoe meer en meer inoefen. Want dit is so dat geloof kan kwyn. Dit is so dat 'n mens in die geloof kan agteruit gaan. En dan maak dit dat jy geestelik begin uitsak. Jy nie kan byhou nie. Dat dinge vir jou te veel raak. En weet jy, dit is ook menslik. Kom ons sê dit ook vir mekaar. En dit is nou presies wat met die mense, die gelowiges gebeur het aan wie hierdie Hebreërbrief is eintlik 'n preek aan wie dit gestuur is. Hulle was 'n klomp gelowiges wat pragtig begin het op die pad van die geloof. Mense kry in hierdie brief getuienis dat hulle op baie praktiese maniere hulle liefde uitgeleef het teenoor mekaar. Dat hulle selfs te midde van groot swaar kry en vervolging volhard het in die geloof. Hulle het ook die swaar wat oor hulle lewe gekom het omdat hulle gelowiges was, wonderlik aanvaar. Maar met verloop van tyd. En teen die tyd dat hulle nou hierdie brief kry, was daardie gelowiges tweede geslag Christene. Dit is nogal belangrik om dit te weet. Tweede geslag Christene. En toe het hulle begin uitsak in die geloof. Die Hebreërbrief gebruik baie beelde om dit te beskryf. Hy sê hulle hande het slap geword. Hulle knieë het lam geword. Mense kan sê hierdie gelowiges het hulle vitaliteit as gelowiges verloor. Hulle het hulle entoesiasme oor die evangelie en oor hulle verlossing in Jesus Christus verloor. En daar het toe 'n tamheid oor hulle gekom, 'n dodelike ou tamheid. En gaandeweg het hulle al hoe meer vrae ook begin vra oor hulle Christelike geloof. Hulle het vrae begin vra omdat hulle voortdurend as gevolg van hulle geloof teenkanting beleef het, vervolg is. Daar's werklik soms by tye hardhandig teenoor hulle opgetree. Al hierdie goed het gemaak dat hulle vrae gevra het. Is dit die moeite werd? En hulle het werklik begin wonder, al hierdie beloftes van die Here, gaan dit ooit waar word? Hulle het die vraag begin vra, sit ons nie met 'n klomp leë beloftes van die Here nie? Want kyk, hoe gaan dit in ons lewe? Met dit as agtergrond, broeders en susters, is dit nie wonderlik om nou te hoor dat die Heilige Gees hom juis wend tot daardie gelowiges. Dat die Heilige Gees daardie klompie tam, moedelose gelowiges te hulp kom met hierdie preek, hierdie brief. Dit is my wonderlik om te sien dat die Heilige Gees los hulle nie in daardie geloofstamheid waarin hulle verval het nie. Die agtergrond. Weet jy, iemand in die gemeente vra baie gereeld as ons oor sekere goed praat. Vra hy vir my, Reinder, wat sien jy? Wat sien jy? Jy sal dadelik agterkom, hierdie is 'n visievraag. Hierdie is 'n vraag oor daar ver voor, oor die toekoms.
Hoekom vra hy dit vir my? Omdat dit in 'n baie groot mate my optrede gaan bepaal nou, hier, vandag. Hoekom vra hy? Hoekom help hy my om dit te formuleer? Want hy weet dit gaan my inspireer. Dit gaan keer dat 'n mens gaan vasval, gaan moedeloos raak oor al die klomp dingetjies van elke dag. Hy vra dit vir my, omdat hy weet, maar dit gaan my inspireer om doelgerig, konsekwent, voluit te kan werk. Die Heilige Gees sê nou vir hierdie gelowiges aan wie hierdie brief geskryf is. Hy sê, weet julle moet weer leer om in die geloof te kan sien. Hy sê, julle moet weer leer om die vervulling van al God se beloftes aan julle in die geloof al te kan sien. Soos of hy vir hulle sê, julle moet die werklikheid, julle moet die volle werklikheid daarvan nou reeds vandag van jou lewe van elke dag moet jy al in die geloof kan sien dit wat kom. Kom ek pas dit toe op 'n voorbeeld, broeders en susters, wat ons raak in die hoop dat dit vir u dit baie duidelik gaan maak. Die Heilige Gees sê dat ons nou reeds vandag in hierdie lewe waarin ek staan, dat ek nou reeds in die geloof die nuwe hemel en die nuwe aarde sal sien wat God beloof het. Dit moet as ware heeltyd in my oog wees. Elke dag. Want wat doen dit? Dit inspireer my, dit dra vir my, dit motiveer my. Kom ek vertel vir u wat vanoggend in die katekisasieklas gebeur het. Ek het die belydenisklas. En hulle is besig om elkeen 'n eie projek te doen. Nou, wat van hulle gevra word, is om op hulle eie unieke manier die hele inhoud van ons Christelike geloof weer te gee. Hulle moet dit verduidelik, hulle moet daaroor kan praat, daaroor kan gesels. Op hierdie stadium kry elke kind kans om dit in die klas te doen en die ander gee insette. Maar wat vanoggend gebeur het, was een van die meisies was nou haar beurt. En sy is besig, of sy stel die pad van die geloof voor met kleure. Sy begin met swart, wat die sonde is. Dan gaan hy oor na rooi, wat die verlossing in Jesus Christus is. Hy beweeg oor in groen, wat sy sê, geloofsgroei is, verdere groei in my geloof en vertroue op die Here. En so gaan sy aan. Maar weet jy, terwyl sy en sy het dit op rekenaar gedoen, terwyl sy kom met die kleure en daaroor praat, was daar onder aan die bladsy, sommer so hier in die regterkantste hoek, was daar 'n sirkel wat goud is. En soos wat sy verder vertel oor wat sy glo, hoekom sy glo, het daardie sirkel al groter en groter begin word. Sy het niks daaroor gesê nie. Maar terwyl sy deur alles werk, word daai sirkel al groter en groter en groter.
totdat daar heel laaste skyfie, die hele bladsy in goud was. Ek kan verstaan dat die ander kinders vir haar gevra het, wat's dit? Sy het gesê, dis die nuwe hemel en die nuwe aarde wat aan die kom is. Wat ek deurentyd in my oog het, wat ek deurentyd moet onthou in alles wat ek hier doen. En sy het gesê, soos wat ek groei ook in my verhouding met die Here, raak dit al hoe groter werklikheid in my lewe. Ek het nie woorde gehad daarna nie. Maar dit was hoe 'n kind dit weergegee het vanoggend. Kyk vir 'n oomblik weer na vers 1. Geloof, sê die Hebreërs skrywer, of hy omskryf dit so, hy sê om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Kom ons sê dit 'n bietjie in ander woorde. Geloof is om oortuig te wees aangaande die dinge wat ons nog nie sien nie, maar waarop ons hoop. Dit sê die Hebreërs skrywer. Nou broeders en susters, dink vir 'n oomblik, daar's baie dinge in elke gelowige se lewe wat ek en jy nie met die blote oog kan sien nie. Ons kan dit nie sien nie omdat dit baie van hulle dinge van die toekoms is. Omdat baie van die dinge eers in die toekoms sy volle vervulling sal vind wanneer Christus weer kom. Met ons gewone oë sien ons nog nie die absolute heerlikheid van ons Here Jesus Christus nie. Ek wens baie keer ek kan dit sien. Ek en jy sien nog nie die volle heerlikheid van ons kunskap van die Here nie. Dit kom nog. Ons sien en beleef nog nie die volheid van ons heiligmaking in ons Here Jesus Christus nie. Ons sien nog nie die volle koms van God se koninkryk nie. Ons sien nog nie die nuwe hemel en die nuwe aarde nie. Dis almal dinge van die toekoms. Dinge wat nog moet kom. Dinge wat God in sy woord aan ons beloof het. Geloof is om van hierdie dinge so oortuig te wees dat jy dit nou reeds met die geloofsoog sien. Ware geloof, broeders en susters, sien daarom verder. Ware geloof sien meer as wat die gewone oog kan sien. Ware geloof, of kom ons sê, daardie geloofsoë, kyk nie net vas teen die omstandighede van hier en nou nie. Dit is baie keer swaar, moeilik. Geloofsoë kyk nie net daarteen vas nie. Geloofsoë kyk nie net vas teen die kerk en ons eie gestoei en al ewige gestoei om die nuwe lewe in ons te laat deurbreek nie. En die geloof kyk ons verder. Ons sien die onsienlike.
Weet jy, daarom kan ons sê ware geloof is om ver te kan kyk, vorentoe te kan kyk. Dit is om God se toekoms in die geloof te kan sien. Dit is om te sien wat mense wat nie glo nie kan sien nie. Waar begin so 'n geloof? Waar begin so 'n geloof wat die vervulling van God se beloftes nou reeds sien? Broeders en susters, as ons gaan kyk na die geloofsvoorbeelde wat Hebreërs 11 aanhaal en ons gaan by hulle uitkom. As 'n mens na al daardie voorbeelde gaan kyk, dan is daar een belangrike ding wat ons onmiddellik tref. En dit is dat daardie gelowiges God absoluut op sy woord geneem het. Al het God se beloftes meestal van hulle oor die toekoms gegaan, ver in die toekoms, was hulle absoluut daarvan oortuig dat God daardie beloftes vir hulle sou waarmaak. Hulle was totaal en al oortuig van die Here se trou, dat as die Here dit vir my beloof het, dan gaan hy dit doen. Dan gaan hy sy beloftes vervul. Jy sien dit baie mooi by Noag en Abraham. Hulle het God op sy woord geneem. Hulle geloof het nie by sien begin nie, en althans nie met sien met die bloot normale menslike oog nie. Maar dit het begin by die hoor van die Here. Dit het begin om die Here te hoor praat en dit wat hy gesê het, om dit met hulle hele hart te glo. Hulle was heeltemal oortuig daarvan, dat dit wat God vir hulle gesê het, dit wat hulle by hom gehoor het, dat hy dit gaan waarmaak in hulle lewe. Môre, oormôre, miskien ver in die toekoms. Hulle was absoluut oortuig daarvan dat God getrou is om te doen wat hy beloof het. Kyk 'n bietjie hoe stel die Hebreër skrywer dit. En nou praat hy oor al hierdie gelowiges. Dan sê hy, terwyl hulle steeds geglo het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. En hoor nou, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig. Hulle het dit in die verte gesien en daaroor gejuig. Geloof sien. Geloof sien vandag al. Al is dit daar ver voor. Die vervulling van al God se beloftes, want ek weet, hy's getrou, hy's betroubaar. God se beloftes vir ons broeders en susters is alles wat ons Here Jesus Christus vir ons gedoen het. Dit wat hy ook vir ons moontlik gemaak het. En die meeste daarvan is dinge wat eers in die toekoms aan die lig gaan kom. Of wat eers in die toekoms ten volle aan die lig gaan kom.
Eers by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dan sal meeste van hierdie beloftes in volle vervulling gaan. Dit weet u en ek. En die Bybel sê vir ons, julle kan dit weet, want Jesus Christus is die ja en die amen op al God se beloftes. Maar weet jy, broeders en susters, ons Here Jesus Christus het deur sy lyding en deur sy sterwe nie alleen vir ons 'n wonderlike toekoms gereed gemaak nie. Maar ons Here Jesus Christus het ook die pad van die geloof vir jou en my geloop. Ja, deur swaar kry, deur die kruis heen, hy bly volhard. Hy het end uit volhard. En kyk nou, wat doen die Hebreërs skrywer? Hy sê, hou julle oë gefestig op Jesus Christus. Sien hom. Vers 2 en dan direk daarna, selfs in vers 3, wat hy sê, as jy hier in die geloof lewe, heeltyd sien hom. Hou Jesus Christus voor oë. Hoekom? Want hierna sê die Hebreërs skrywer, hy sê Jesus Christus het nie net vir jou al hierdie ryk beloftes van die Here moontlik gemaak nie. Hy sê Jesus Christus is ook die begin en die volëinder van jou geloof. Ek sê hy is die initieerder daarvan. Maar hy is ook die volëinder van jou geloof. So die Hebreërs skrywer sê, hey, kyk na hom. Sien hom in sy heerlikheid en sy mag en alles wat hy gedoen het. Hy gaan jou help om hierdie wedloop te voltooi. Om te midde van al die swaar en trane en al die moeilike van hierdie lewe, gaan jou help die geloof te bly volhard. Maar hou hom dop, kyk na hom, sien hom. Hou hom voor oë. Geloof, broeders en susters, is om beter te kan sien as wat ander mense kan sien. Geloof is om ver te kan kyk, vorentoe te kan kyk. Geloof is om al iets van God se wonderlike toekoms te kan sien. Geloof is om deurentyd vir Jesus Christus in die oog te hou, elke dag, elke oomblik, as die begin en die volëinder van my geloof. Geloof is om daardie stad te sien wat vaste fondamente het. Vandag al. Dit is om die nuwe hemel en die nuwe aarde te kan sien in die geloof. Daar waar God se wil alles en almal sal wees. Mag ek vir jou vra, sien jy in die geloof?
omdat jy dit wat God aan jou beloof het, as waar, as betroubaar ag? Sien jy nie geloof? Omdat jy God as betroubaar ag, maar jy weet, hy sal elke belofte van hom in Jesus Christus vervul. Weet jy, dan word 'n mens nie moeg langs die pad nie. Word jy moeg in die geloof nie. Dan gaan jy nie maar langs die pad moedeloos sit, uit asem in die geloofswedloop nie. Want jy sien die vervulling van die Here se beloftes wat kom. Dit inspireer jou. Dit laat jou voluit vir die Here lewe. Amen. Onse hemelse Vader, ons dankie vir al u wonderlike beloftes aan ons. U beloftes aan ons in ons Here Jesus Christus. Al u beloftes wat in Jesus Christus ja en amen is. Vader, wil u ons help om u werklik op u woord te neem. Laat ons u voluit op u woord neem. En Here, gee dat ons met geloofsoë nou reeds, vandag reeds, iets sal sien van die volle vervulling van u beloftes. Here, help ons om te midde van hierdie wêreld met al sy gestoei en swaar en pyn. Help ons om al die skare voor u troon te hoor sing. Mag daai stem nooit stil word in ons lewe nie. Mag ons te midde van al die hartseer sien hoe u al die trane van ons oë afdroog. Vader, help ons om in die geloof die onsienlike te sien. In u heerlikheid. Ons Here Jesus Christus in sy triomf. O Gees, sterk ons in die geloof, sodat ons in die geloof kan bly hardloop, sodat ons nie moeg word en uitsak nie. Ons bid dit met opgewondenheid, met soveel dankbaarheid, omdat ons ryk is, skatryk is, in u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen.